Goeiemôre. Ons gaan vandag aandag gee aan die elemente van die rekenkundige vergelyking. Daar is 3 elemente in die rekenkundige vergelyking, naamlik bates, laste en ekwiteit. Bates is al die besittings wat aan die entiteit behoort, wat in die toekoms 'n invloei van geld in die besigheid sal inbring. Laste is die eise van krediteure of finansiële instellings waar die entiteit 'n lening het. Dit beteken dit sal 'n uitvloei van geld in die toekoms veroorsaak. Ekwiteit is die belang van die eienaar in die bates van die entiteit, of ons kan sê hoeveel geld het die eienaar in hierdie besigheid belê, wat hy kan verloor as die besigheid bankrot gaan, of ons kan sê hoeveel geld skuld die besigheid vir die eienaar. Die rekenkundige vergelyking word soos volg uitgedruk. Eienaarsbelang, so die eienaar se aandeel in die besigheid, is gelyk aan die bates, want al die bates in die besigheid behoort aan die eienaar, maar die eienaar is verantwoordelik vir die laste, so daarom moet ons die laste aftrek. So wat sy aandeel in hierdie besigheid het, is al die waardes van die bates, min al die laste waarvoor hy verantwoordelik is. Variasies kan uitgedruk word, byvoorbeeld waar ons sê bates is gelyk aan eienaarsbelang plus laste. Wat beteken dit? Al die geld wat ons in bates belê het, kon ons net op een van 2 plekke kry. Of ons het die geld gaan leen, dit beteken die besigheid skuld die geld, of ons het op krediet gekoop, of die eienaar het die geld voorsien. Laste is gelyk aan bates, so dit beteken wat behoort aan die besigheid min die eienaar se gedeelte, en dit is ons totale laste. Bates neem aan die debietkant toe. Dit beteken bates vermeerder, as ons kyk na die T, dan vermeerder bates aan die debietkant. En uitgawes neem aan die debietkant toe, so uitgawes vermeerder ook aan die debietkant. Laste vermeerder aan die kredietkant, en aan die regterkant van die grootboek is jou kredietkant, so die laste vermeerder aan die kredietkant, inkomste vermeerder aan die kredietkant, en ekwiteit vermeerder aan die kredietkant. Goed, as ons nou kyk na eienaarsbelang. Eienaarsbelang, dit wat aan die eienaar behoort, word deur 4 goed geaffekteer in die besigheid. Die eerste een is kapitaal. As die eienaar kapitaal bydra, dan beteken dit hy het meer geld in die besigheid en die besigheid skuld vir hom meer geld, dan beteken dit die ekwiteit neem toe. As die eienaar geld of goedere uit die besigheid uithaal, sal onttrekkings gedebiteer word. As ons onttrekkings debiteer, beteken dit hy het minder geld in die besigheid, dit beteken eienaarsbelang neem af. Wat is die hele doel van 'n besigheid? Is om 'n wins te maak. As ons inkomstes het, vermeerder ons inkomstes aan die kredietkant. Inkomstes maak ons winste meer en die eienaar kry die wins, so ekwiteit word meer. Wanneer ons uitgawes betaal, uitgawes vermeerder aan die debietkant. Uitgawes verminder ons winste, so die eienaar gaan minder wins kry, so dit beteken as ons uitgawes betaal, word die eienaarsbelang minder. So enige een van hierdie 4 rekeninge, kapitaal, onttrekkings, uitgawes of inkomstes, as ons aan die kredietkant van die 4 rekeninge skryf, vermeerder dit ekwiteit. As ons by enige van hierdie rekeninge aan die debietkant skryf, verminder ons ekwiteit. Leerlinge raak baie keer die mekaar met watter rekeninge neem toe aan die debietkant en watter rekeninge neem toe aan die kredietkant. So ek gebruik die woord boelie. Nou wat sien ons aan hierdie kant van die streep? Bates en uitgawes vermeerder aan die debietkant. Wat is aan daai kant van die streep? Laste, inkomste, ekwiteit vermeerder aan die kredietkant. So as jy rekenkundige vergelyking moet doen of grootboek of jy is onseker by die finansiële state,
of 'n rekening gedebiteer of gekrediteer word, skryf vir jouself boeliebo neer en dan weet jy dat bates en uitgawes sal altyd aan die debietkant vermeerder. Laste, inkomste en eienaarsbelang sal altyd aan die kredietkant vermeerder. Dan het jy hierdie woord voor jou dat jy dadelik kan bepaal waar die inskrywing gedoen moet word. Die finansiële posisie in die balansstaat word deur die basiese rekenkundige vergelyking verteenwoordig. So die balansstaat bestaan uit twee dele. Die een deel is die bates en die ander deel is ekwiteit en laste. So die balansstaat se twee kante moet altyd dieselfde wees. So as ek my totale bates gaan optel in die balansstaat, moet dit gelyk wees aan die totale ekwiteit wat aan die eienaar behoort en ons totale laste. Want bates is altyd gelyk aan die totale hoeveelheid geld wat die eienaar in die besigheid ingesit het, plus enige ander geld wat by finansiële instellings of krediteure verkry is en wat nog geskuld word. Netto batewaarde verteenwoordig die gedeelte waarmee die bates die laste oorskry. So netto batewaarde beteken jou bates is meer as jou laste. As my bates 100.000 is en my laste is 60.000, is my netto batewaarde 40.000. Bates is gelyk aan eienaarsbelang plus laste. So al jou bates word in die balansstaat aangeteken aan die bokant van die balansstaat. Jou ekwiteit en laste word in die onderste gedeelte van die balansstaat aangeteken en die totaal van jou bates moet gelyk wees in jou balansstaat aan jou eienaarsbelang plus laste. As dit nie, is dit 'n aanduiding dat daar iewers 'n fout gemaak is. Dan word daar ook 'n inkomstestaat voltooi. In die inkomstestaat toon ons net uitgawes en inkomstes, want die hele doel van die inkomstestaat is om te kyk of ons 'n wins of 'n verlies in die onderneming gemaak het. Dit beteken as my inkomstes meer as my uitgawes is, maak ek 'n wins. As my uitgawes meer as my inkomste is, maak ek 'n verlies. So hierdie rekenkundige vergelyking is verskriklik belangrik. As jy dit nie verstaan nie, kan jy basies nooit rekeningkunde verstaan en weet hoekom transaksies voltooi word nie. Hierdie is jou basiese reëls wat jy in rekeningkunde het. Bates neem altyd toe aan die debietkant, uitgawes neem altyd toe aan die debietkant, laste, inkomste en eienaarsbelang neem altyd toe aan die kredietkant.